Gemeente, vandag is ons nie net NG en hervormers hier nie, ons is nie net 'n gesamentlike diens tussen die NG en die hervormde kerk nie, maar gemeente Olifantsfontein skakel ook by ons in vanoggend elektronies. En so, eintlik vir hierdie oomblik net welkom aan almal wat hier is. Ek wil vra, voordat ons teksgedeelte lees, kom ons bid saam, en as jy langs iemand sit, gryp 'n hand en dan bid ons op so 'n manier dan saam as geloofsfamilie ook. Dankie Here vir die goedheid. Dankie vir die goedheid waarmee U ons oorweldig. Dankie vir U teenwoordigheid. Dankie dat ons in U teenwoordigheid kan weggesteek wees vir al die bedrywigheid en die warboel van die wêreld. Ons vra Here dat terwyl ons hier is, U ken elkeen se hartsbehoefte. U weet wat nodig is. U weet waar ons nodig het om te genees of herstel. U weet waar ons nodig het om perspektief te skuif of te verander. Ons gebed vanoggend, Here, is dat U ons in die genade ontmoet waar ons is. Kom, raak elkeen van ons in 'n besonderse manier aan. Ons vra Here dat U juis kom die verandering maak en die verskil kom maak wat nodig is. Maar Here, selfs as vandag net 'n oomblik is waar ons in die teenwoordigheid kan herlaai, dan mag dit ook so wees. Wanneer ons in die teenwoordigheid is waar ons lewe vind. Dis in die teenwoordigheid waar ons vrede vind. Dis in die teenwoordigheid waar ons behoort. Ons vra Here dat U juis in U teenwoordigheid, in hierdie oomblik waar ons is, sal doen dit wat nodig is. Ontmoet ons waar dit nodig is. Gee ons vrede waar dit nodig is. En Here, wat ook al hierdie vir ons inhou, hierdie week, hierdie woord en dit wat daaruit vloei, mag dit ook in ons uitlewing daarvan tot eer en verheerliking van U naam wees. Amen. Met ons teksgedeelte vanoggend kom uit Psalm 3. Die Psalm wat ons vanoggend lees, in Psalm 3, is 'n Psalm wat Dawid skryf in 'n tyd van sy lewe waar hy eintlik besig is om te vlug. Sy lewe is in gevaar. Dis 'n tyd waar sy seun Absalom 'n rebellie begin het, op die punt is wel eintlik al die troon begin oorneem het, en Dawid het 'n keuse. Die een keuse sou wees om eenvoudig Absalom aan te val en dood te maak, en die ander sou wees om te vlug. En meeste konings van sy tyd het eenvoudig net 'n rebellie wat in opstand kom, van kant gemaak. So hulle sou die leier identifiseer het, en hulle sou enigiemand anders wat lyk asof hulle in 'n groepie bymekaar kom, van kant maak. Op dieselfde beginsel selfs dalk as wat die Romeine gehad het. Oral informante gestasioneer, en as jy weet van 'n groepie wat bymekaar kom of wat deel is van hierdie rebellie, dan kan jy dit vroegtydig stop. Maar Dawid funksioneer bietjie anders. Dawid pak sy goed en hy vlug. En in die vlugproses vra hy nog die mense wat aan hom advies gegee het, om agter te bly, om ook die nuwe koning van Israel te dien. Het klink dalk na 'n vreemde konsep, vreemde opdrag, waarom sou Dawid hierdie doen? En vir dit het ons nodig om dalk bietjie na Dawid se lewe te kyk. Ek wil hê, voordat ons dit doen, kom ons lees net eers die Psalm. En as jy hom dalk goed ken, dalk het jy hom al gelees, dalk is dit een van jou gunsteling psalms of teksverse, wat ook in die geval mag wees, lees hom vanoggend asof dit die eerste keer is wat jy hom lees. Kom ons begin dan by ons teks. Psalm 3 sê, 'n psalm van Dawid toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Ek het so baie vyande, Here. Baie kom in opstand teen my. Daar is talle wat van my sê, van God kom daar vir jou geen hulp nie. Maar U, Here, beskerm my aan alle kante. U herstel my eer en aansien. As ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. As ek gaan lê, slaap ek goed. En ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Ek is nie bang vir 10,000 mans wat van alle kante af op my toesak nie. Kom tog, Here, help my, my God. U het nog altyd my vyande se mag verbreek. U het die aanval van die goddeloses afgeslaan. Hulp kom net van die Here af. U laat dit goed gaan met u volk. Ons lees net tot sover.
Ek wil 'n bietjie agtergrond gee, want in hierdie Psalm het Dawid so, kom ons sê 3 gedeeltes wat hy noem. Aan die een kant gee hy ruimte vir God se hand en vir God se wil. Aan die ander kant herroep hy die herinneringe van hoe God hom al in die verlede gehelp het. Hy dink terug aan die verskil wat God gemaak het in sy lewe tot op hierdie punt. Die kere wat God hom al reeds gered het, waar sy lewe eintlik reeds verby moes wees. En dan gebruik Dawid daai om aan hoop vas te hou. Nou, ek wil julle gou herinner aan Dawid se verhaal. Want wanneer ons praat oor koning Dawid, dan dink ons aan 'n man na God se hart en 'n goeie vegterheld, en ons dink dalk aan Dawid en Goliat. Maar die reis van 'n skaapwagter tot by 'n troon was nie vir Dawid die maklikste nie. Trouwens, ek dink vir meeste van ons, vir my definitief ingesluit, sou jy op sekere punt van hierdie reis gedink het, jy het verkeerd gehoor. Of God het dalk van besluit verander. Sien, Dawid word gesalf as koning. En in daai oomblik moes daar ongelooflike opwinding gewees het. God kies 'n nuwe koning vir Israel. Hy het Saul verwerp, Saul se ongehoorsaamheid het hom gekry waar hy tans is. Maar dan word Dawid nie koning nie. Trouwens, Dawid gaan terug na die veld toe en gaan terug na sy skape toe. Asof niks gebeur het nie. Dan begin Dawid se reis en ons kry die Goliat geveg, wat natuurlik hom roemryk gemaak het. Dit het hom in die paleis van Saul gekry. Dit het gemaak dat hy vir Saul vir 'n lang ruk gewerk het en een van Saul se generaals was. En mense nou dink op hierdie punt, hierdie is ideaal. Menslik lyk dit moontlik. As hy naby is aan die troon en hy's naby aan die koningshuis, dan is die volgende tree mos nou maklik. As hy tweede in bevel kan word onder Saul, dan beteken dit in die tyd wat Saul doodgaan of iets oorkom, dan sou Dawid kon oorneem. Dit lyk logies. Maar dan word Saul jaloers op Dawid. Op dit wat mense van Dawid dink, op die mag wat Dawid het, op die invloed wat Dawid het. En dan begin Saul Dawid jag. Dis die eerste keer wanneer Dawid dan eintlik deur sy eie mense verwerp word. En Dawid moet vlug. Vir 'n lang tyd is Dawid dan 'n huursoldaat en vir 'n gedeelte daarvan ook aan die Filistynse kant. En selfs op 'n stadium begin die Filistyne vir mekaar sê, dis nou alles goed en wel dat ons Dawid en sy manskappe het. Want in die proses begin Dawid 'n klomp manne bymekaar maak, die beste helde van hulle tyd. Maar wat as ons teen Israel gaan veg? Daar's nie 'n manier wat Dawid ons kant gaan kies nie. Dawid gaan in die geveg teen ons draai en dan is ons in die moeilikheid. En so, toe verwerp die Filistyne hom. Nou, ek weet nie van julle nie, maar as jou vyand jou begin verwerp, dis sleg. Dis 'n tawwe dag. In dit alles kom Dawid en sy manskappe op 'n plek bymekaar waar hulle bly. En nadat hulle uit is vir 'n geveg eendag, kom hulle terug en die vyand het hulle vrouens en kinders ontvoer. En op daai dag is Dawid se manskappe so bitter dat hulle ook teen Dawid draai en begin saam sweer om Dawid se lewe te neem. Nou, in hierdie tyd beteken dit Dawid is deur sy eie mense verwerp, sy volk. Hy's verwerp deur sy vyand. En toe sy verwerp deur die broers wat om hom geveg het, jaar in en jaar uit. Op een of ander stadium moet jy net dalk jouself afvra as jy in Dawid se skoene is, hoe kan hierdie moontlik deel wees van God se plan? Hoe maak hierdie sin dat ek as koning gesalf word, maar ek moet vlug vir my lewe konstant? En almal om my wat veronderstel is om my in God se naam en in God se wil te verwelkom, is besig om my net te verwerp en weg te skuif. Of ek aan hulle goed gedoen het of nie. 13 jaar gaan verby. Vandat Dawid gesalf is tot koning, vat dit 13 jaar. 13 jaar van vlug. 13 jaar van veg vir sy lewe. 13 jaar van omstandighede wat meeste mense nie eers wil oordroom nie. En dan sterf Saul.
Die tyd is ryp, en sonder dat Dawid eers eintlik betrokke is by die koningshuis, word hy gesalf tot koning en bestyg hy die troon. Dit het nie menslik moontlik gelyk nie, maar dit was deel van God se plan. Nou, in hierdie Psalm is Dawid weer in 'n soortgelyke situasie. Maar sien, en ons het al heelwat gepraat oor die feit dat God baie meer belang stel oor jou karakterontwikkeling as oor jou geluk. Partykeer lyk God se wil nie vir ons, partykeer voel God se wil nie so goed vir ons soos wat dit eintlik vir ons is nie. En dit was nodig vir God om Dawid van 'n skaapwagter te kry tot by 'n koning. En in daai proses moes 'n karakterontwikkeling plaasvind. Nou toe Dawid koning word, het hy 'n sensitiwiteit gehad vir God se hart. 'n Sensitiwiteit gehad vir God se teenwoordigheid en 'n sensitiwiteit gehad vir God se wil. Soveel so dat toe Absalom 'n rebellie begin en die troon wil oorneem sonder om te veg, staan Dawid eenvoudig terug. Want Dawid weier om 'n Saul te wees wat aan 'n koningskap vashou wat God lankal nie meer vir hom gegee het nie. Selfs terwyl Dawid besig is om te vlug, sê hy, as dit die troon is vir wie as dit die troonopvolger is wat God gekies het, as dit God se wil is, laat dit so wees. Dawid stap weg van sy troon, juis omdat hy weet, as God hierdie skuif gemaak het, het God die skuif gemaak, en daarmee neem hy verlief. Dis natuurlik toe Dawid moes sy lewe verdedig teen Absalom in die proses, dat Absalom se hare hak aan takke, hy hang tussen hemel en aarde, en dis die oomblik toe wanneer Dawid se manskappe hom wel doodmaak, en Dawid teruggaan na sy troon toe. Dawid het nooit sy troon teruggeneem met mag en mening nie. Hy het nie probeer vashou aan hierdie troon wat hy eintlik vir 13 jaar lank gewag het nie. Want God se wil was vir hom belangriker in die proses. In die oomblik van moedeloosheid is dit nie dat Dawid dit ontken nie. Ons hoor dit ook in hierdie Psalm. Dis nie asof Dawid met 'n glimlag wegstap nie, dis met 'n swaar hart. Dis met 'n stuk ongemak. Maar Dawid herinner homself aan God se goedheid. En dan hou hy vas aan die hoop van God se redding en God se wil. Hierdie Psalm is 'n bietjie herinnering vir perspektief vir my en jou. Want ons kom baie keer in omstandighede wat vir ons regtig nie lekker is nie. En as ek die woorde nie lekker gebruik nie, dan is dit regtig versagtende omstandighede. Dit is intens sleg, dit is wreed, dit is ongemaklik. Dit is dalk selfs iets wat jy nie eers op jou vyande sal toewens nie. Maar ons kom in hierdie omstandighede en dan is die vraag wat ons mekaar altyd vra is, waar is God? Of hoekom ek? En in hierdie seer en warboel sien ons niks anders nie. Ons sien nie God se teenwoordigheid nie. Trouwens, ons begin alles wat ons voorheen geweet het, bevraagteken. Het ek reg gehoor? Is God regtig lief vir my? Is dit regtig waar ek moes wees? Het ek nie 'n fout gemaak in die proses en God het net eenvoudig my verwerp nie? Is dit regtig so dat God my nog lief het enigsins? Veral as ons 'n belofte gekry het. 'n Plek waarheen ons op pad was, iets wat ons in die oog gehad het en skielik verdwyn dit soos mis voor die son. Daar's nie eers eintlik lig aan die einde van die tonnel nie, want daar's geen manier hoe ons sien hierdie ding anders gaan uitdraai nie. En dis dan wanneer ons hoop verloor. Dan kyk ek na Dawid se verhaal en dan wonder ek hoeveel keer in daai 13 jaar het Dawid ook daai vraag gevra. Net om aan die einde koning te word. Wanneer ons hierdie Bybelverhale lees en enige van die karakters is 'n goeie voorbeeld. Petrus, Paul, kyk maar na 'n karakter soos Josef, Abraham, Moses. Ons lees die volle verhaal en ons weet wat gaan kom. So dis vir ons maklik om aan die begin van die verhaal te sê, byt net vas. Maar as jy dit moes deurleef, deur daai jare gaan, waar daar niks is nie, wat sou jy maak? En baie keer bevind ons onsself in daai posisie. En in plaas dat ons die perspektief hou, dat hierdie net 'n gedeelte is van my reis, dan sluk dit ons so in, dat ons dink hierdie is die einde. Hoekom gebeur dit met my so, Here? Ander mense glo en dan kom hulle uit hierdie omstandighede uit. Ander mense vertrou op U en U antwoord hulle gebede en hier sit ek. Wat Dawid doen in hierdie Psalm,
is veelvoudig. Die eerste ding wat hy doen is hy maak ruimte vir God se wil. Hy staan vir 'n oomblik terug en gee toe dat wat ook al God wil doen, God kan doen en dit gaan nie met sy agenda en sy prerogatief wees nie. Ek dink dis dalk een van die goed wat ons moet leer om te laat gaan by onsself. Partykeer wil ons so vashou aan ons eie lewe en ons hoop en ons ambisies en ons hoop en ons ambisie is nodig, maar ek sal te alle koste daaraan vashou. Of God se wil daarin pas en of God se wil nie daarin pas nie, hieraan moet ek vashou. Terwyl wanneer ek en jy regtig glo dat God ons liefhet, as ons regtig glo dat God ons beste belange op die hart het, dan beteken dit ergens in die proses kan ek laat gaan. Dink vir 'n oomblik aan die disippels wat saam met Jesus op die skei is. Jesus se opdrag is kom ons vaar na die oorkant toe en Jesus lê en slaap in die skei terwyl daar 'n storm is. En die storm is van so 'n aard dat die disippels vas oortuig is, hulle gaan hier verdrink en vergaan. Jesus lê en slaap. En so wanneer hulle Jesus dan wakker maak, dan is Jesus eintlik verbaas oor hulle ongeloof. Want alhoewel dit gelyk het asof die storm hulle gaan insluk, was daar iets van die disippels wat moes vertrou in die feit dat Jesus hulle beste belange op die hart dra. En so, dalk is dit 'n goeie maatstaf vir ons lewens. As God nie paniek nie, het ek nie nodig om te paniek nie. As God nie uitgefriek is oor my situasie nie, as God nie stres oor my situasie nie, hoekom doen ek? En so, die probleem eintlik hieraan, is die feit dat, alhoewel ons sê, God is vir ons goed, alhoewel ons sê, God dra ons beste belange op die hart, sukkel ons baie keer om dit te glo. Want wanneer puntjie by paaltjie kom, en dit lyk vir my asof ek in 'n woestyntydperk is, dan sal ek alles doen wat ek kan om daar uit te klim. En baie keer is ons bang om dit eenvoudig net aan God oor te gee. Want wat as God my hier los? Wat as hierdie nie verander nie? Wat as God se plan totaal en al platval? Of so anders lyk dat ek nie daarvan gaan hou nie? Wat dan? Dis eenvoudig om so te dink, is om eenvoudig net nie te glo en te vertrou in God se goedheid vir my nie. Ek het nodig om oortuig te wees van God se hart teenoor my. In die teksgedeelte wat ons so maklik aanhaal, wanneer God sê, ek weet wat ek vir julle beplan, planne van voorspoed en 'n toekoms, dan is dit te midde van die Israeliete se ballingskap. Hulle is nie eens in hulle eie land nie, hulle is gevangenes in 'n ander land, en dis wat God oor hulle sê. Ek en jy het nodig om te vertrou in God se hart en karakter vir ons. Nodig om vas te hou aan dit wat God oor my en jou voel. As ek en jy vas oortuig is, dat God altyd ons beste belange op die hart dra, dat dit wat in my lewe gebeur, God van nie net bewus is nie, maar ook vir my ten goeie laat meewerk, as dit is waaroor ons vas oortuig is, dan beteken dit ek kan deur 'n storm gaan. Dit beteken ek kan terugstaan en aan God oorgee. Dit beteken ek kan toelaat dat God se wil geskied, want alhoewel dit nie lyk soos wat ek dit noodwendig wou nie, en alhoewel dit dalk bietjie anders draai as wat ek aanvanklik verwag het, weet ek dat die uiteinde nog steeds van so 'n aard is dat dit my beste belange op die hart dra. En dit beteken ek kan toelaat dat God se wil geskied. Soos 'n Dawid wat bereid is om terug te staan van sy koningskap om te sê, as dit God se wil is dat die troon nou moet wissel, dan laat dit so wees. Ek weet dat dit wat God vir my inhou, is goed. Ek weet dat dit wat God vir my beplan, is goed, en ek weet dat God met my is, te alle tye. Dis 'n reuse stap. Maar ons moet inherent so bewus wees van God se hart vir my. Van hoe God se hart teenoor my klop, van dit wat God in my lewe wil sien en wil hê. Want eers dan kan ek terugstaan en toelaat dat God se wil geskied, alhoewel dit vir my vreemd lyk, of alhoewel dit nie in my prentjie inpas nie. Dit is die eerste ding wat Dawid doen. Die tweede ding wat Dawid doen, is om homself te herinner aan die tyd waar God hom gered het. Noem dit dalk 'n oomblik van refleksie. Om terug te dink oor sy eie lewe en die kere te herroep waar God vir hom in omstandighede was waar hy gedink het hy dit nie gaan maak nie. Dis om homself te herinner
As God hier vir my was, en hier vir my was, en hier vir my was, natuurlik sal God ook hier, op hierdie oomblik, vir my wees. Ons kan dit baie keer doen in verskeie maniere. Ons kan dit doen vanuit ons eie verhaal en ons eie storie. Om terug te dink, hoe het ek gekom tot waar ek hier is? Waar was God se hand daarin? Hoe het God gehelp? Sou ek enigstens dit tot hier kon maak as dit nie vir God was nie? En die ander manier om dit natuurlik te doen is om na mense se stories om ons te luister. Partykeer het ek ook nodig om met iemand anders te praat wat deur 'n soortgelyke uitdaging gegaan het as waardeur ek nou gaan. En dis nie om myself bloot te stel of myself te verneder nie. Dis bloot net om te vra, hoe het jy vasgehou aan hoop in daai tyd? Hoe het God vir jou deurgekom? Hierdie verhale, hierdie getuienisse is belangrik. Dit herinner ons aan hoe God oor sy mense voel. Dit herinner ons oor wat God kan doen en wat God kan maak. Dit herinner ons dat daar 'n groter prentjie is as net dit wat ek op die oomblik in vaskyk. En soms is dit nodig om net my Bybel oop te maak en te begin na plekke kyk waar God vir sy mense deurgekom het. Na wonderwerke wat God gedoen het. Want in die proses gaan jy agterkom, geen dag is ooit te laat nie. Nie eers 3 dae in 'n graf is te laat nie. Geen uitdagings is te groot nie. En in meeste gevalle is die grootste wonderwerke wat gebeur, die uitkomste wat ons nie kan skat nie. Partykeer hou ons hoop net so lank as wat ons 'n uitkoms kan sien. As ek 'n lig aan die einde van 'n tonnel kan sien, dan het ek hoop. En as ek daai lig nie kan sien nie, dan het ek nie hoop nie. Maar dit sou nie regtig hoop wees as net optimisme nie, sou dit nie? Die beste wonderwerke, die goed wat die grootste impak gemaak het, is juis toe daar lyk asof daar nie 'n uitkoms is nie. Soos Dawid wat nie eers meer betrokke is by die koningshuis nie en dan die troon bestyg. Of soos Lazarus, wat nie eers meer siek is nie, maar dood is en dan opgewek word. God het die manier om nie vir ons lig aan die einde van die tonnel te gee sodat ons altyd kan sien wat die uitkoms gaan wees nie, maar ons juis geleentheid gee om in sy goedheid te vertrou en hoe ook al daai uitkoms gaan lyk, sal deel wees van God se wil. En die laaste ding wat Dawid doen, nadat hy teruggestaan het en ruimte gegee het vir God se wil, nadat hy homself herinner het aan sy pad met God en dit wat God al gedoen het, dan vestig hy weer sy hoop op God. Vestig sy fokus op God. As dit is wat ons doen in 'n uitdagende situasie, dan help dit ons om nuwe perspektief te kry. Om nie so vas te val in die uitdaging wat ek tans beleef nie, maar eerder hierdie te sien as deel van 'n reis. Dit beteken nie noodwendig ek gaan die uitkoms kan skat nie. Dit beteken nie ek is noodwendig bewus van watter les ek moet leer in hierdie seisoen nie. Dit beteken net eenvoudig dat in plaas dat ek in paniek val, dink God het my verlaat, totaal en al gryp na grashalms om sin te probeer maak hiervan, dat ek die geleentheid eintlik het om in God te rus. Terug te staan, toe te laat dat God se wil gebeur, want God se hart is vir my goed. En om myself te herinner dat ek nie alleen is nie. Dat dit nie die eerste keer is wat ek voor hierdie uitdagings te staan kom nie. En dat dit ook nie die eerste keer gaan wees wanneer God my uit 'n situasie soos hierdie trek nie. As ons hoop weer op God vestig, dan beteken dit my huidige omstandighede sluk my nie in nie. Ek kan 'n perspektief hou. As God Dawid gesalf het tot koning, gaan Dawid koning word, al lyk dit nie so nie. En so dit gee ons 'n geleentheid om vas te hou aan God se beloftes, vas te hou aan God se hoop en vas te hou aan God se karakter. Maar dit verg van ons 'n stuk geloof. Dit verg van ons 'n stuk sekerheid in wie God is. Dit verg 'n stuk sekerheid in wie ek in God is. Dat die prys wat Christus betaal het genoeg is vir my lewe. Dat dit genoeg is vir my karakter, my menswees, my tekortkominge en alles wat daarmee saamgaan. Dit is geloof. Geloof is nie so seer om in God te glo nie. Ek het nie nodig om in die son te glo om gebrand te word nie. Dit het nog steeds die effek op my. Dis nie die bestaan van God wat geloof vereis nie. Wat geloof vereis
is om vertroue te hê in God se hart teenoor my en God se belofte. Wanneer God iets gesê het, sal dit so wees. En dis my uitnodiging hierdie week. Kom ons kry God se perspektief oor my omstandigheid. In plaas van om ingesluk te word in die oomblik, kom ons gee geleentheid om terug te staan. Rus in God se wil en in God se karakter. En gee geleentheid dat ook hierdie seisoen iets van God se hart vir ons wys. In plaas dat ek so ingesuig word, dat my vraag word, waar is God? Kan die vraag dalk eerder wees, Here, waarheen is U met my op pad? En mag hierdie oomblikke, die oomblikke wat ons gewoonlik gevrees het en verbang was, die plekke waar ons gewoonlik gesê het ons is God verlate, mag dit die oomblikke wees wanneer ons terugkyk en sê, dis die plek waar ek God se hand en God se teenwoordigheid die meeste beleef het. Alhoewel dit nie vir die mense om my sin maak nie, weet ek hierdie situasie waarin ek myself nou bevind, is net 'n gedeelte van 'n groter prentjie. Dis net 'n gedeelte van 'n groter verhaal. Dis net 'n gedeelte van 'n groter getuienis. Kom ons kry God se perspektief oor ons lewensreis. Amen. Ek hoop dat in die uitdagings, in die woestyn, in die storms, dat jy nie so ingesluk word daardeur, dat jy nie jou oog kan hou op God nie. Waar dit nodig is, tree terug. Laat toe dat God se wil gebeur, want God se hart teenoor jou is net die beste. Gemeente, met dit in gedagte, mag God, wat altyd met ons is, die Heilige Gees wat ons lei in woord en in waarheid, en Jesus wat die voorbeeld vir ons was van die Vader se hart en liefde, vir my en jou altyd sigbaar wees. Mag dit ons fokuspunt wees, en mag dit die verskil bring in elke omstandigheid. Amen.